paar dae na Hemelvaart. Hemelvaart wat dan op die 14de donderdag was. En het is toch interessant hoe ons gou vergeet van Hemelvaart, aangezien dit nie meer 'n vakansiedag is nie, en vir die jong mense sal dalk al vergeet het dat dit ooit een was, en dat dit baie keer net so verbygaan, maar in die kerklike tradisie nog steeds 'n baie belangrike herdenkingsdag. En ons weet dat Hemelvaart 40 dae na Pasen kom, en dat die uitstorting van die Heilige Gees dan 10 dae later kom. En dit op die 50ste dag is natuurlik waar Pentekostel vandaan kom, want Penta is 5 in Grieks, en dit kom daarvan dan so dat die 50ste dag is. En daarom vandag so gedagte oor Jesus wat opgevaar het, maar hy het nie weggegaan nie. Luisteraars, net 'n paar dae gelede het die kerk Hemelvaart herdenk. Christus het opgevaar, hy is verhoog, hy is verheerlik. Maar Hemelvaart beteken nie afwesigheid van God nie, of van Christus nie. Die disippels staan en kyk na hom, totdat hulle hom sien verdwyn uit hulle gesig, totdat hulle hom nie meer kan sien nie. En tog is dit nie die einde van sy nabyheid nie, want Jesus sê, ek is met julle al die dae. Hy het opgevaar, maar hy het nie sy mense verlaat nie. Inteendeel, Hemelvaart beteken nou, Christus regeer nou, bo alle mag, bo alle chaos, bo alle onsekerheid. Luisteraar, ons leef in onseker tye, maar die evangelie sê, daar is 'n troon bo die wêreld se geraas, en Christus sit op daardie troon. Nou wag die kerk vir 10 dae van gebed, 10 dae van verwagting, 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkster. Want die Here wat opgevaar het, gaan sy gees uitstort. Hy het opgevaar, maar hy is steeds naby. In baie van die Christelike kerke is die tyd van Pinkster, waar dit spesifiek 'n tyd is waar kerke op 'n gereelde basis, 10 vir 'n week of 10 dae, hierdie 10 dae, dienst hou in die aande, of wanneer ook al. Dis eintlik 'n heilige wagtyd. Die heilige wagtyd is 10 dae. 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkster. 10 dae waar die disippels nie presies geweet het hoe alles sou gebeur het nie. Maar hulle het geweet, God gaan iets doen. En daarom bid hulle bly by mekaar, hulle wag. Ons dink baie keer wagtyd is vermorste tyd. Maar in God se koninkryk is 'n wagtyd dikwels voorbereidingstyd. Sien, saad groei in stilte. Wortels vorm onder die grond. En dan gebeur eers iets na buite. Miskien luisteraar, leef jy ook tussen belofte en vervulling. Tussen gebed en antwoord. Tussen Hemelvaart en Pinkster. Nie dink God het stil geword nie. Die disippels het nog net nie die wind gehoor nie. Maar die Gees was reeds op pad. Vandag is die Gees reeds met ons. In elkeen van ons, wat die Here toegelaat het om sy kind te wees. Hou aan met bid, hou aan hoop, hou aan wag. Want God werk dikwels kragtig voordat ons dit kan sien. Nie net as ons dink ons sien of dit iets moet sien nie. God wil partykeer ons gereed maak in stilte en wag vir dit wat hy vir ons gee in oorvloed. So ek wil vanmôre se praatjies afsluit en sê, kom ons maak gereed vir Pinkster. Oor 'n week, 24 Mei. Ons beweeg nou nader aan Pinksterdag wat ons herdenk. Nader aan die dag waar God
sy gees sou uitstort op die gewone mense. Natuurlik is dit reeds gedoen, dis die herdenking daarvan. Woord Pinkster kom van die gedagte van 50 of 50 dae. 50 dae na Paasfees. 40 dae na sy opstanding het Christus opgevaar. En nou wag die kerk op die vervulling van sy belofte, 50ste dag. Maar voor die wind kom, voor die vuur kom, maak die disippels hulle gereed. Hulle bid, hulle luister. Hulle maak ruimte vir God. Luisteraar, miskien is dit ook vir jou die uitnodig hierdie week. Om bietjie stadiger te raak, miskien meer te luister, meer oop te wees vir God se werking. Want Pinkster gaan nie net oor wat eenmaal gebeur het nie, maar oor wat God steeds doen. God vul steeds mense met hoop, met liefde, met nuwe lewe. Kom ons sê dit anderster. God vul steeds jou met hoop, met liefde, met nuwe lewe. En dit begin dit eenvoudig, met iemand wat sê, Here, hier is ek. Maak gereed vir Pinkster, want die Gees van God bring steeds lewe, waar mense oop is vir hom.